Ek gaan iets vertel. Ek gaan bank toe nou die dag. En ek vat 'n notaboek saam met my en ek is besig om, ek maak baie notas voor ek preek en voor ek preek, dan tik ek dit eers op die PC, so dit vat lank vir my om te tik, om my notas te doen en dan tik ek dit. Nou sit daar by die bank en nou tik my notaboekie by my en nou maak ek 'n paar gedagtes wat in my kop inkom, skryf ek neer. En daar's 'n vrou wat langs my sit en sy klop my so aan die skouer. Sy vra vir my, "Wat maak jy?" Ek sê vir haar, ek is besig om my preeknotas neer te skryf. En sy vra vir my, "Is jy 'n pastoor?" Ek sê vir haar, "Ja." Sy sê vir my, "Hou jy van preek?" Ek sê vir haar, "Ja, nee, ek hou van preek." Ek sê vir haar, "Maar ek is 'n sondaar. Ek verdien nie God se genade." Ek sê, "Maar weet jy wat, omdat ek lief is vir preek, weet ek dat die Here is lief vir my. Hy het my sonde aan die kruis het hy vir my gered, hy het my vergewe, en sy genade is daar vir my." En ek sien haar oor raak so glaserig, en ek sien haar loop 'n traan so van haar wang af. En sy sê vir my, "Ek het nog nooit waardevol ooit vir iemand gevoel in my lewe. En dis my pa se skuld." En ek kyk so aan, maar ek sê niks nie. Sy sê, "My pa het altyd vir my gesê, ek is waardeloos." Sy sê, "Ek het my hele lewe lank het ek my pa liefde gegee, maar my pa het nooit liefde vir my teruggegee. Nooit." Ek skat die vrou so 60 jaar oud plus minus, en ek kan sien dat alkohol die vrou se lewe verwoes. En ek kom toe, en die gedagtes wat ek reeds het in my notas is die beheersing van die tong. En ek dink so by myself, hierdie pa se woorde het hierdie vrou se hele lewe verwoes. En ek was, hierdie goed maak my nogal emosioneel hoor. Jy kan jou woorde iemand verwoes, maar dis wat daar waag is. Hoe praat jy met ander mense? Wat sê jy vir ander mense? Kan jou woorde veroorsaak dat mense veroorsaak dat hulle alkoholiste word en sê, weet jy wat, die lewe is nie moeite werd nie, deur dit wat jy vir iemand gesê het. Frida sit vir my Jakobus op asseblief, Jakobus 3, vers 1 tot 12, hoor hierdie mooi woorde. Begin by nommer 1. Jakobus 3 vers 1 tot 12. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Met ander woorde wat hy Jesus sê is, nie altyd dink jy is reg. Ons almal maak foute. Hoor? Gaan aan. 2. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange en perde se bekke sodat ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur 'n ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net soos die tong, ook 'n klein lid en beroem hom op die groot dinge. Kyk hoe groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van die ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Nou, want elke so
soort natuur van die wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Hoor nou hierdie een. Hy sê maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Dis baie woorde hier, ja. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 11, 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. In vers 12, 'n vyeboom, my broers, kan tog nie olywe voorbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Daar's 'n gesegde wat sê stokke en klippe kan bene breek, maar jou woorde sal my nooit seermaak nie. Dit is 'n leuen. Woorde kan jou seermaak. Ek wil vir jou sê, woorde kan jou seermaak, woorde kan genees. Dit kan jou gedagtes oopmaak, dit kan jou hart oopmaak. En ek wil vir jou sê, wie wat kan woorde doen? Dit kan jou hele lewe verander. Een woord vir iemand kan jou hele lewe verander. Dis die deel van die preek, maar ek net noem. Hoe jy jou kinders, hoe praat jy met jou kinders by die huis? Hoor wat ek sê? Hoe beskree jy jou kinders? Of praat jy ordentlik met jou kinders by die huis? Want wanneer 'n onderwyser, die Here moet my help. 'n Onderwyser kan 'n kind maak of breek met hulle woorde. Hoor wat ek sê? As ek daai onderwyser in die hande kry, hulle sal nie weet wat hulle tref. Want 'n onderwyser kan sê, jy sal dit maak, alhoewel die onderwyser dink die kind is dalk onder gemiddeld, maar die woorde van die dog van die juffrou kan daai kind op 'n plek bring, dat sy sê, ek sal dit maak wat my onderwyser glo. Amen. Jou woorde, mense het krag. Dis 'n mooi ding wat ek vanmôre gaan sê. Jou woorde het baie krag. Jy weet as jy 'n kleintjie het, nê, as jy nou 'n babietjie het, jy's nou jonk getroud, jy kry 'n babietjie en dan raak jy al groter en dan wil Christa, dan wil jy hê die kind moet eers sê mamma en byna wil hy moet sê papa. Is dit so? Ons wil altyd die kind nie eers my naam sê nie. Mamma of papa. As jy iemand liefhet en hulle sterf, waaraan dink jy? Jy dink aan hulle woorde. Jy verlang na hulle woorde. Nou, my moeder is nou al dood. Ek sal graag net eenmaal nog wil praat. Want in haar woorde kan ek ervaar daar's liefde en daar's bemoediging. En as ek daar dink, dan kry ek sommer 'n traan in my oë. Want as ek dan net eenmaal weer kom met haar praat, kom ek daai liefde van haar hoor, wil my nie, en die bemoediging, as terwyl sy met my praat. As Wesse Groeneveld die dag doodgaan, weet jy al wat oorbly van my, is my woorde. Hoor wat ek sê? Dis net my woorde wat oorbly. Ek wil die volgende vir jou sê. Ek kan nou hierso staan op die verhoog, en ek kan iets sê, wat my hele lewe verwoes. Ek hoef nie eers 'n vinger te verlig met my woorde. Klein tommetjie, wat dinge sê, wat nie moet gesê word. Ek kan my hele lewe verwoes, wil dit ook van, met my tong, sonder om 'n vinger te lig. Ek wil vir jou sê, elke woord wat iemand vir jou sê, gaan in 'n spesifieke rigting in. Woorde is nooit neutraal nie. Nooit. Dit beweeg in 'n rigting in wat iemand jou ook wil sê. En nou kom ek en ek vra die vraag, is jou woorde woorde van lewe, of is jou woorde woorde van die dood? Is jou woorde woorde van liefde, bemoediging, blydskap,
geluk, eenheid, of is jou woorde skinde? Ok, dis nou nie ons kerkie nie. Laster, blaam, rasisme, geweld. Is dit wat jou woorde is? Jy weet, as jy verkoue het, nee, dan gaan jy nou dokter toe. Dan sê hy vir my, steek uit jou tongetjie. Dan steek uit jou tongetjie. Terwyl jy jou tongetjie so uitsteek, nee, en dan diagnoseer hy jou op jou tong wat jy uitsteek en hy sê vir jou, dit is jou fisiese kondisie. Hoor gou mooi. As jy jou tong gebruik met jou mond, word dit gediagnoseer met jou geestelike kondisie. Hoor wat ek sê? Dit wat jy sê, jou geestelike kondisie word gediagnoseer deur jou mond, deur dit wat jy sê. Vanaf kan jy agterkom of hierdie oue pad met die Here stap of nie. Hoor wat ek sê? Hoor mooi. Maak nie saak waar jy in die wêreld is nie. Die oomblik wanneer jy jou mond oopmaak, kom jou ware identiteit na vore. Net deur jou aksent wat jy praat. Hoor jy wat ek sê? Ek wil vir jou sê, Jesus sê in sy woord, hy sê dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En ek onthou, ek het in die Vrystaat het ek 'n springbok visvang ouetjie gehad, varswater hengel. Sy naam was Johnny gewees. Nou as ek vir Johnny gaan kuier, het hy sy viskassie oopgemaak, nou gaan die laaie so oop, so in sulke trappies. En daai ou het my vertel van die aas, allerlei aas wat hulle gebruik vir die vishengel, en dan wys hy vir my die goedjies wat daar is. Dan sê ek vir Johnny, kom ek sê man, ek sê sommer vir jou reg, hierdie is lak wat julle kry om die vis te vang. Daar raak my man, ek sê dit man. Dan sê hy, nee, pastoor, dit is die aas wat jy gebruik. Dan sê hy, Johnny, die aas, ek sê vir jou, dis geluk. Hy sê, nee, pastoor, dit is nie so nie. En maar ek het op sy siel uitgetrek, ek moet nou kyk wat doen die man. Maar wanneer ek vir Johnny gekuier het, het hy net gepraat oor visvang. Want dis hoekom ek sê, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Want dit wat jou belange is, dis iets waaroor jy praat, is dit nie so nie? Dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dan kom jy nou vanmôre en jy sê vir my, pastoor, ek dink daarom, ek is 'n redelike ou. Ek gedra myself, ek vloek vir niemand nie, ek haat niemand nie. Maar nou het jy 'n vriendin wat sy huwelik nie lekker vars is nie, dan sê jy vir jou vriendin, weet, as my man dit gedoen het, so ek ook gelos het. Ek sien geen woorde by jou van versoening. Jou vrou doen iets verkeerd, dan sê jy vir daardie vrou as 'n vriendin, ek sal ook nie my man vergewe het as hy dit gedoen het nie. Jy praat geen van vergifnis nie. Hoor jy wat ek sê? Of jy sê vir iemand, weet jy wat, jy moet tyd aan jouself spandeer, moet nie jouself uitgee vir ander mense nie. Dink jy hierdie goed is Bybels? En weet jy wat, ons dink ons is alright. Ons dink ons is alright as ons dit vir mense sê. Dit is glad nie Bybels nie. Ons probeer nie eers vir die persoon die woordjie van diensbaarheid vertel nie. Maar ons moet diensbaar wees van Jesus verwag van ons. Maar ons sê ons is okay. Maar dan sê ons dit vir mense. Dink jy dit is okay? Ek dink nie so nie. Hoor jy wat ek sê? Dis nie Bybels nie. En dit wat nie Bybels is nie, hoor mooi, word die tong aangesteek deur die hel. En dit is die probleem. En wat gebeur nou? Jou tong word ontvoer. In Engels, hy word nou gehijack. En ek gaan dit mooi vir jou verduidelik met Petrus. Petrus sê vir Jesus, hy sê, Jesus, jy sal nie doodgaan nie. En Jesus sê vir hom, Petrus, gaan weg van my af. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, Satan, gaan weg van my af. Kom ek verduidelik dit gou vir jou. Want baie mense verstaan dit nie lekker nie. Petrus het nie 'n demoon gehad toe hy dit gesê het. Hoor mooi, hy het nie 'n demoon gehad toe hy dit gesê het nie. Die duiwel het sy tong gehijack, gekidnap, ontvoer in Afrikaans. Maar hoor wat ek vir jou sê, hy ontvoer jou tong. Jy sien, die Satan het jou geoppres, hy het jou onderdruk. Onthou Petrus is 'n kind van die Here, né? Onthou 'n kind van die Here kan nie 'n demoon hê nie.
Want 'n demoon in die gees van die duiwel kan nie eendag al wees nie. Moenie dat mense jou ander goed vertel nie. Hoor wat ek sê. Want dan sou hy 'n demoon gehad het, Petrus, hy het nie demoon gehad, hy was geoppres. Hy was onderdruk deur die Satan wat sy tong gekidnap het. Of het gehijack het, soos die Engelsman sal sê. Luister gou mooi. As jy jou tong aangesteek word in die hel, is dit dodelike gif. Het jy geweet dat 'n groot slang is nie so gevaarlik soos 'n klein slangetjie? Jy het dit geweet? Nou kom ek verduidelik dit gou vir jou. Wanneer 'n groot slang jou pik, dan laat hy genoeg gif vry om jou net te paralyse. Hy wil jou net buite aksie sit eintlik. Maar wanneer 'n klein slangetjie jou pik, en omdat hy onvolwasse is, stoot hy al sy gif uit. En dis die gevaar. Want as jy te veel gif inkry, dan gaan jy dood. So jou kans om dood te gaan wanneer 'n klein slangetjie jou pik is baie groter as wat 'n groot slang jou pik. Nou weet julle nie, as al lank slang jou pik, nie te veel worry nie. Jy moet nog by die dokter uitkom as jy hoor wat ek sê. Maar wanneer 'n klein slangetjie jou pik, moet jy hardloop my man. Dan moet jy dokter toe gaan. Vandag. Hoor julle wat ek sê? Nou het ek 'n vraag wat ek vra. Hoeveel gif stel jy vry op die Facebook met kommentaar wat jy teenoor ander mense gee? En miskien is jou kommentaar nie baie vars nie. Ek noem dit dat jy geen selfbeheersing het wat jy mense aanvat op Facebook nie. En dit sê iets vir my. Dit sê iets vir my van jou geestelike onvolwassenheid wanneer jy dit doen. Mense, hoekom wil die mense oor die Facebook vasvat? Dat jy dit hoort so? Nee, los hulle uit. Moenie dit doen nie. Die hele wêreld kan sien, jy sien vars, jy gaan ook nie baie lank op die groep bly nie, hulle gaan jou afhaal. Want jy praat te maklik en sê bang dinge te maklik. Hoor gou mooi. Wat doen jy met hierdie inligting wat ek vanmôre vir jou gee? Dit gaan oor kommunikasie. Jy moet begin te werk in jou kommunikasie. Hoe jy praat met mense. Wat sê jy vir mense? As jy hoor wat ek sê. Ek wil vir jou sê, ek dink een van die beste dinge om te doen is, wanneer iemand in 'n hoek gedruk word, dan vra ek altyd myself, wat gaan uit jou uitkom? As iemand jou in 'n hoek druk, wat gaan uit jou uitkom? Nou ons moet onsself oorgee aan die Here. Want ons hou nie van daai woord oorgee nie. Want wanneer jy oorgee, dan sê dit vir my, daai persoons, dit beteken ek is 'n swakkeling, of ek beweeg terug in die lewe. Dis wanneer ek nou moet oorgee. Laat Jesus jou gevegte vir jou veg. Hoor wat ek sê. Om oor te gee is 'n aksie. Nou kom ek verduidelik jou gou-gou. Ek het ook oom gehad, ek het in Port Elizabeth groot geword, hy kom kuier vir ons, en hy gaan swem en hy's daar in die see. En die stroom vat hom. Nou jy moet iets verstaan, jy veg nie teen die water nie, jy moet saam met die water speel. Want as jy nie saam met die water speel nie, gaan jy verdrink. Ek weet of jy dit weet nie. Sê kom ek nou van die see af kom, weet nie. En as jy nou paniekerig raak, dan klap jy mos die water. Weet dat mense jou daarom kan sien. En hy besef toe, gelukkig hou hy kop. En hy besef toe, maar ek moet nou maar soos 'n promp op die water dryf en saam met die stroom gaan. En hulle noem dit in Engels float. Ek float op my rug. En hy gaan maar saam met die stroom, hy gaan diep in die see. Gelukkig sien sy dogter hom en sy roep die lewensredders en hy word gered. Gelukkig het sy dogter dit gesien. Maar ek wil iets vir jou sê daardeur. Baie mense sê, Here, ek maak my lewe skoon voor U. Here, ek werk my lewe op na U. So nou en dan, help ek daarom ou mense oor die pad. Ek dink ek is 'n goeie mens. Mense om 'n goeie mens te wees, wat jou nie hemel toe nie, hoor. Jy moet jou lewe vir die Here gee. Ek het 'n oom geken in Durban toe ek daar was, ek het die English nou weer die televisies die gepraat toe daar was. Toe ek het 'n oom geken, dis maar was 'n goeie oom. Toe kom ek later agter en so meer op die oom praat, toe kom ek agter wat die oom verby die Here omdat sy pa dood is. 'n Goeie oom. Mense, as jy nie jou lewe vir die Here gee nie, jy kan hoe goed wees, jy gaan hel toe.
Jy moet jou lewe vir die Here gee. Jy weet, dit laat my dink aan my hondjie Trixie. Ek het 'n Pekiniesie so wittetjie. As ek hom hy gaan eenmaal 'n maand salon toe, ek gaan nie 'n salon, maar in elk geval, vir 'n pedigree. Ek vat my hondjie eenmaal 'n maand soen toe, my vader. As hy terugkom net, hulle maak 'n heksie koop, dan hardloop hy, en gaan rol hy in die stof. Maar dink ek my vader, ek betaal vir hom om weer te gaan lê in die stof. En elke maand doen hy dit, maar elke maand vat ek hom lekker soep, nee. Ja? Wat wil ek vir jou sê? Mense, as jy eenmaal jou lewe vir die Here gegee het, behoort jy nie aan jouself nie. Jy behoort aan die Here. Jy kan nie teruggaan na jou sonde toe nie. Jy moet doen wat die Here van jou verwag. En hoe weet ons dit? Jy doen wat die woord van die Here vir jou sê. Dit is wat jy doen. Is dit nie so nie? Ek wil dit vir jou sê. Mense, dit is nie die Here wat vir jou 'n nuwe hart kan gee. Dit is nie die Here wat vir jou 'n nuwe gees kan gee. Glo jy dit? Ja, natuurlik. Luister gou mooi. Daar in Jesaja sê dit, Here, dit klink vir my so mooi. Hy sê, Here, skep in my 'n rein hart asseblief. Dit klink so mooi. Sal my? Here, skep in my net 'n rein hart asseblief. Dit klink vir my so mooi. Dink gou daaraan. 'n Perd word beheer deur 'n stam, 'n klein voorwerpie wat in die bek is van die stam is in die bek en die tong van die perd en hy word beheer daardeur. En ek dink so by myself, as die leisels van die perd, sien nou maar die leisels van die perd is jou hart. En ek vra myself die vraag, wie hou jou leisels vas van jou lewe? Amen. Hoor mooi, wat sê weer? Wie hou jou leisels vas van jou lewe? Want die een wat jou leisels vashou van jou lewe, is bepaal in die rigting waarin jy gaan beweeg. Hoor jy wat ek sê? Hy bepaal in die rigting waarin jy gaan beweeg. Dan praat die Bybel ook, ons het dit gelees, dat 'n klein roer stuur 'n hele boot. Mense kan dit amper nie glo nie, hè? 'n klein roer stuur die hele boot. Die Bybel sê die doel van die mens is dit, om getransformeer te wees, om te wees soos Jesus. Hoor wat ek sê? Dit is om getransformeer te wees, om te wees soos Jesus. Onthou, die Here gaan nie vir jou sê, wees heilig as jy weet jy kan nie heilig wees. Hy gaan vir jou die vermoë, die krag en die autoriteit gee en die werking van die Heilige Gees wat binne in jou werk om te streef om te wees soos Jesus. Moenie sê ek kan. Want die Here gaan nie vir jou sê jy kan as hy weet jy kan. Hy sê wees heilig want ek is heilig. Of anders sal jy God nie sien nie. Mense, jy moet ten minste probeer om iets te doen. Moenie niks doen. Jy moet ten minste probeer om iets te doen. Kom ek sê vir jou, hoe is die lewe? Ons val en ons groei. Ons val en ons groei. Ons val en ons groei. Ek noem dit heiligmaking. Heiligmaking is 'n hele lewensproses. Jou hele lewe maak jy foute, dan maak jy dit weer reg. Dan groei jy. Dan maak jy weer foute, dan maak jy weer reg, dan groei jy. Dit is heiligmaking. Jou hele lewe is heiligmaking. Kom ek sê vir jou, wat is die probleem? Die probleem is nie daar buite nie, die probleme is binne in jou. Kom ek sê vir jou, wat moet ons doen? Ons moet ons probleem oplos vertikaal, opkyk na die Here toe, en die saak met die Here uitmaak, en nie met mense hier voor ons. Nee, jy kyk op na die Here, al hy nie soos 'n babietjie, maar dit maak nie saak, die Here ken jou hart, maak jou hart oop vir die Here, en sê, Here, ek het hierdie probleem, ek weet nie hoe om dit op te los nie. Mense stel te leer, maar God nooit. Hoor wat ek vir jou sê. Al is jy introvert, praat met die Here. Moenie met mense praat, die Here ken jou hart. Hy sal vir jou 'n deur oopmaak, daar waar nie 'n deur is nie. Jy sal verbaas wees, hou net, hy sê, vra dat sy vir jou gee bid nie, jy sal ontvang. Hy sê, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Ek het nou dag 'n video gestuur vir die Bybelgroep. Ons bid baie keer verkeerd en dis hoekom ons nie ontvang nie. Die manier hoe jy sekere dinge doen, is die seën van die Here rus op jou, maar ons doen dit baie keer verkeerd. Ek moet daai video vir die kerkgroep ook gee. Ons moet versigtig wees om die Here se naam te gebruik as 'n vloekwoord. Wie wat
iemand sê in die Bybel, as jy dit doen, is jy godslasterlik. As ons in die Ou Testament geleef het, Johan het ons doodgegooi met klippe, as jy die Here se naam ydelik gebruik het. Moenie die Here se naam ydelik gebruik nie. As jy mos 'n kind is van die Here, hoor dit mos nie by jou nie. Is dit so? Ja. En as jy dit gedoen het, sê vir die Here, Here, vergewe my. Die Here sê, as jy nooit wegstoot nie, as jy altyd jou vergifnis aanvaar, maar jy moet vra daarvoor. Dit gebeur nie van self nie. Baie keer dra mense hierdie baadjies, WWJD, weet julle wat is dit? What will Jesus do? Mense, jy kan nie, ek wil amper sê 'n baadjie dra, en dit sê WWJD, what will Jesus do, as jy Jesus nog eens aangeneem het as jou persoonlike saligmaker? Hoor wat ek sê? Ek wil vir jou sê, as jy Jesus volg, is jy 'n nuwe mens. Alles in jou lewe verander, wanneer jy Jesus Christus volg. Alles in jou lewe verander. Miskien nie onmiddellik nie, maar met tyd. Verander die dinge in jou lewe. Hoor gou hierdie ene wat ek het. Die Here moet my help. Ek het myself belag met hierdie een voorberei. Hoor mooi. Baie keer wil ons hê, ek hou nie van die woord baas, jy baas het 'n hond en 'n baas, maar kom ons sê maar 'n baas. Sê maar, jy sê vir jouself, ek wens my baas kan my meer respekteer. Ek wens my vrou wil my meer eer. Ek wens my kinders wil my meer gehoorsaam. Nou wil ek jou 'n vraag vra, wat so sê. Wat se voorbeeld is jy vir die baas, vir jou vrou, vir jou man en vir jou kinders? Hoor gou wat ek nou sê. As die vrou te kere gaan soos 'n viswyf, dink jy die man gaan haar respekteer? Nee. Dieselfde andersom. As die man soos 'n hooligan te kere gaan, dink jy sy vrou gaan hom respekteer? Nee. Hoekom dink jy is die kinders ongehoorsaam teenoor die ouers? Dit kan dalk wees dat pa naweke homself dronk drink en dan dink hulle by homself, hoekom moet ek my pa respekteer, weet hoe gaan hy aan? Hy vloek vir mamma soos hy wil, hoekom moet ek hom respekteer, hoekom moet ek gehoorsaam aan hom wees? En dan wonder ons, wat is fout met my vrou of my kinders? Hoe hanteer julle mekaar? As jy dit nie met respek doen nie, wat moet jy verwag dat hulle so teen jou optree? Hoor gou mooi, ek dink dit is tyd, nie dink jy, dit moet al eintlik al lank so gewees het, bid ons vir mekaar. Here, ek bid vir my man. Here, ek bid vir my vrou. Here, ek bid vir my kinders. Ek bid vir my kleinkinders dat die Here vir hulle insig en wysheid gee op skool. Mense, hierdie goed gebeur nie van self omdat jy kindjie van die Jesus is nie. Jy moet vra daarvoor. Ek bid Here dat my kinders nou klaar op skool, maar hoor my kleinkinders nog daar. Maar jy bid en sê Here, gee my kinders insig en wysheid in hulle skoolwerk. Weet julle hoe wild kan dit in die skool wees dan? Met die take. Jy nie, want ek nie meer kinders nie, maar ek hoor dit gaan wild met my. Hoor jy wat ek sê? Bid vir jou vrou, sê Here, dankie vir die vrou wat U vir my gegee het. Dankie Here vir die man wat U vir my gegee het. Here, ek sal, hoor gou, jy gaan nie 'n beter man of vrou kry wat jy het nie, want. En jy wil tog nie aan die een hê nie, maar wat hy geite. En Philip, wat wil jy met sy geite doen? Jy ken ons so klaar jou vrou se geite. Jy verstaan mekaar. Verstaan julle wat ek sê? Ek wil vir jou sê, waardeer mekaar. Ok, kom ons waardeer mekaar. Ek wil vir jou sê, kom ons staan gou op, ek is lus om dit te doen. Kom ons sing gou net daai liedjie, Amazing Grace. Dis die genade. Ons is gered uit die genade van die Here. Kom ek sê vir jou iets wat kosbaar is. As jy die Here vertrou, gaan alles in jou lewe verander. Kom ek sê dit weer. As jy die Here vertrou, sal alles in jou lewe verander. Soos wat God dit wil hê. En sy wil sal geskied. Kom ek sê vir jou wat doen jy? Bid vir die Here en sê vir die Here wat jou pla. Hoor jy Annetjie? Bid en sê vir die Here wat jou pla. Want wanneer jy vir die Here sê wat jou pla, gaan hy jou antwoord. Hy sal vir jou sê wat om te doen. Een van die grootste woorde in die hele Bybel, weet julle wat dit is?
Dis 'n Griekse woordjie. Testalaitai. Jesus op die kruis was. Toe roep hy uit, Testalaitai, dit is volbring. Jou sondes is vergewe. Jou skuld is betaal vir die verlede, vir die teenwoordige en vir die toekoms. Dis genade. Hæ? Jy het nog nie 'n sonde gedoen dat die Here dit al klaar vir jou vergewe. Omdat jy duur gekoop is met die bloed van Jesus Christus. Jy is 'n prinses en 'n prins van die Here, en ek wil hê jy moet dit nooit vergeet. En Jesus het kom sterf vir jou sodat jy die ewige lewe kan hê. Mense, is dit nie wonderlik nie? Dat hy sterf vir my en vir jou om die ewige lewe te hê. Nou wil ek dit vir jou sê. 'n boom word aan sy vrugte geken. Hoor mooi wat ek sê? Die Bybel sê, dra die vrug wat by bekering pas. As jy 'n kind is van die Here, ons het gelees die laaste gedeelte, as jy 'n vyeboom is, kan jy 'n appel wees nie, jy kan nie as 'n peer wees as jy iets anders is. Hoor wat ek vir jou sê. 'n boom word aan sy vrugte geken. As ek vir jou kom kuier, weet ek dat as die Here moet ons help, ek hoop nie te papegaai nie, want as hy my vloek in die huis, dan weet ek, Here, hierdie mense vloek verskriklik in die huis. En jy dink die pastoor weet dit, jy weet alles, man. Maar jy voel jy alles. Hoor julle wat ek sê? Hoor wat ek sê. Ek wil vir jou sê vandag, dra die vrug wat by bekering pas. OK? Ek wil vir jou sê, die aardse Vader kan jou misluk en hy kan jou faal, maar die hemelse Vader sal jou nooit faal. Daar's 'n gedeelte in die Bybel wat vir my verskriklik kosbaar is in die tyd waarin ons vandag leef, en dit is dit. Op hierdie oomblik waarin ons op hierdie aarde is, ervaar ons verdrukking, en ons ervaar vervolging as kinders van die Here. Maar ek wil iets vir jou sê wat die woord van die Here sê. Hy sê die verdrukking en die vervolging wat jy nou ervaar, kan nie opweeg teenoor die heerlikheid van God wat vir my en vir jou wag. Hou vas aan die Here met alles wat binne in jou is. En ek sê vir jou, jou loon in die hemel gaan baie groter wees. Onthou, om in die hemel te wees, vir ewig en vir altyd, ek het gister by die begrafnis ook gesê, mense om vir ewig en vir altyd in die heerlikheid van God te wees. Ja, geen pyn nie. Ons het nie meer skuld nie, want ons is nie meer hier nie. Ag, dankie tog daarvoor. Ons lewe in perfek harmonie by die Here. Ons is nie hartseer, ons het nie pyn nie. Ons is by die Here vir ewig. Om in sy heerlikheid te wees, ons lewe vir altyd. Koos hoef nie meer rond te loop met sy banknie nie. Dit gaan wonderlik wees. Hoor jy wat ek sê? Maar nou ons gaan 'n verheerlikte liggaam hê, né? As ons daar gaan wees. Ek wil jou in jou oë kyk, ek wil die gebed bid, maar gaan jou oë kyk en vir jou sê, Here, vergewe ons dat ons sondae U naam groot maak. Maar deur die weet alle mense vervloek wat na U beeld gemaak is. Here, vergewe ons. Hoor jy wat ek sê? Kom ek sê iets vir jou. Wanneer jy die liefde van God binne jou het, want wanneer jou lewe vir die Here gee, dan plaas hy sy Heilige Gees binne in jou, en hy plaas sy liefde binne in jou. Mense, wanneer jy die liefde van God binne in jou het, dan trek jy mense. Hoor wat ek sê? Nie omdat jy so oulik is nie, man, nee, maar omdat die Gees van God binne in jou is, trek jy mense met die liefde van God wat binne in jou is. Wees versigtig hoe jy optree. Mense sien jou raak. Nou kom daai mense en sê, as daai ou kind van die Here is, wil ek nie een wees. Moenie dat ek en jy ander mense tot 'n val bring. Ons wil dit nie toelaat. Wees altyd hier 'n voorbeeld vir die Here. Ek sê altyd, en ek het dit al gesê in die gemeente en ek sê dit weer, ek worry nie wat mense van my sê nie. Ek worry nie wat mense van my dink nie. Jy moet worry en dink wat God van jou sê en dink. Hoor jy wat ek sê? Dis die belangrikste. Worry wat God van jou sê en wat God van jou dink, nie mense nie. Mense stel te leer man, maar God nooit. Is dit reg? Amen, kom ons staan op dit ons saam.